Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die reddende krag van Jesus. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9. Ons kosbare verlosser het ons genooi om by hom aan te sluit en ons swakheid met sy krag te verenig, ons onkunde met sy wysheid, ons onwaardigheid met sy verdienste. Streng presisie in die gehoorsaamheid van die wet sou geen mens die reg gee om die koninkryk van die hemele binne te gaan nie. Daar moet 'n nuwe geboorte wees, 'n nuwe gemoed deur die werking van die Gees van God, wat die lewe reinig en die karakter veredel. Hierdie verbintenis met God maak die mens geskik vir die glorieryke koninkryk van die hemele. Geen menslike uitvinding kan ooit 'n geneesmiddel vir die sondige siel vind nie. Daar moet 'n krag van binne werk, 'n nuwe lewe van bo, voordat mense van sonde na heiligheid verander kan word. Daardie krag is Christus. Sy genade alleen kan die lewelose vermoëns van die siel lewend maak en dit na God, na heiligheid lok. Die idee dat dit slegs nodig is om die goeie te ontwikkel wat van nature in die mens bestaan, is 'n noodlottige misleiding. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14. Van Christus staan geskrywe, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die enigste naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Johannes hoofstuk 1 vers 4 en Handelinge hoofstuk 4 vers 12. Paulus die apostel het verlang na die reinheid, die geregtigheid, wat hy in homself magteloos was om te bereik, en hy het uitgeroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Romeine hoofstuk 7 vers 24. So lei die geroep wat uit belaste harte in alle lande en in alle eeue opgegaan het. Vir almal is daar net een antwoord. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes hoofstuk 1 vers 29.